Ons begin die erediens met die woorde van Psalm 8. En wel soos dit vir ons vertaal is in die boodskap vertaling. Here ons Here, hoe groot is U nie? U word oor die hele aarde geprys. Alles wat U in die hemelruim gemaak het, vertel hoe groot U regtig is. Uit die blou lig klink simfonieklanke wat aan U lof bring. Deur swak en klein mensies word U groot krag hier op aarde uitgebasyn. Deur 'n baba wat geluidjies maak of 'n papbabatjie in 'n ma se arms. U groot krag laat almal wat met U probeer baklei gou stil word. As ek opkyk na alles wat U in die hemelruim gemaak het, al die planete, die maan, melkwegstelsels en miljoene sterre, snak ek na my asem, as ek sien hoe piep klein die mens regtig is. Hoekom gee U vir hom om? En tog, hoeveel gee U nie vir hierdie piep klein mensie nie om nie? Dink net, U sorg vir hom. Hy is vir U baie belangrik. U het hom so belangrik gemaak dat hy amper soos U is. U behandel hom soos 'n koning. U gee 'n baie hoë posisie aan hom. U wil hê dat die mens oral moet wys hoe groot U is. Hy is mos U verteenwoordiger. Hy regeer oor die hele aarde. U laat hom soos 'n groot leier oor U handewerk regeer. Hy moet vir alles sorg wat U gemaak het. Vir al die diere is van hom afhanklik. Die vee, wilde diere, voëls en visse. Here ons Here, hoe groot is U nie? U word oor die hele aarde geprys. Amen. Broers en susters en jong maats, hierdie groot Here van ons is vanoggend deur sy Heilige Gees in hierdie erediens. En ook by jou terwyl jy na hierdie opname kyk. En hy beloof vir jou sy genade en sy barmhartigheid en sy vrede. Nou gaan ons dieselfde Psalm 8 sing. En wel in die woorde van lied 464. Ons gaan daarvan vers 1, 2 en 3 sing. O Heer my God. In
dan moet ek juig. My Redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik, Heer, U grote naam. Hemelvader, as ons na die skepping rondom ons kyk, as ons opkyk in die naghemel, al is dit hier in die stadsligte, en U hemelruim daarbo sien, as ons na die kleinste molekule kyk, as ons na elke sonsopkoms en sonsondergang kyk, as ons na die kleinste blommetjie in ons tuin kyk, dan weet ons iets van hoe groot U is. Maar U laat ons nog dieper kyk. U laat ons nog verder kyk. U laat ons ook na ons self as mense kyk. Wanneer ons na elke klein pasgebore babatjie kyk. Wanneer ons na elke laerskoolkind of tiener kyk. Wanneer ons na elke middeljarige en bejaarde kyk, dan besef ons hoe groot is U. Ook wanneer ons vanoggend na onsself kyk en aan onsself dink. Ons het gelees en gesing hoe U vir elkeen van ons sorg. Hoe U vir elkeen van ons omgee. En daarom bring ons elkeen vanoggend ons behoeftes, ons uitdagings, ons probleme, ons frustrasies na U toe. Want na wie anders toe sal ons dit bring as na U toe, ons grote God. U weet wat nodig is in ons lewens. U weet wat ons behoeftes is. O Here, hoor asseblief ons nood. Bring asseblief uitkoms. Laat ons asseblief ervaar hoe U by ons is en in ons is deur U Heilige Gees. Hemelvader, op 'n dag soos hierdie wil ons ook vir U dankie sê vir elke vrou. Dankie dat ons vanoggend die geleentheid het dat Vrouedag juis op 'n Sondag val. Asof U vir ons daardeur wil sê, dit is dalk waarby U wil hê ons moet stil staan vandag. En daarom bid ons dat U ook nou U woord vir ons sal oopmaak. U woord vir ons duidelik sal maak. O Heilige Gees, spreek asseblief in ons elkeen se gees, of ons nou man of vrou is, jong kind of ouer kind is. Spreek asseblief in ons gees, o Heilige Gees. In Jesus se naam, amen. Broers en susters, jong maats, in die wêreld van destyds, in die tyd van die Bybel, is vroue meestal as tweede klas burgers beskou. Een verskriklike stereotype oor vroue, wat ek dink julle nou al baie kwaad sal maak as vroue, wat in hierdie tyd gegeld het, was dat vroue minder intelligent, meer verleidelik en ook veel meer geslepe as mans was. Dit is nogal skrikwekkend, né? Vroue was die amptelike besittings van hulle mans. Hulle rol en plek was ingeperk tot hulle huis
waar hulle al mans en kinders moes dien en versorg. Vroue was ondergeskik en van minder waarde en belang as mans. Dieselfde het vir dogters teenoor seuns gegeld. Die hartseer is dat daar tot vandag toe nog trekke van hierdie siening in ons wêreld is. Nie net in oosterse lande nie, maar ook in westerse samelewings. Soms selfs in Afrikaner geleedere. Dikwels gegrond op die Bybel. Gepraat van die Bybel. Die Bybel het 'n totaal ander siening oor vroue. Lees baie vroeg in die Bybel, lees ons hoe God 'n vrou sien. Ons lees in Genesis 2 vers 18 tot 23 in die 2020 vertaling die bekende verhaal van die skepping van die vrou. Kom ons lees vanaf vers 18. Die Here God het ook gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n helper maak as sy gelyke. Toe vorm die Here God uit die grond al die diere van die veld en al die voëls van die hemel, en hy bring hulle na die mens om te sien wat hy hulle sou noem. En wat ook al die mens 'n lewende wese genoem het, dit was sy naam. So het die mens name gegee vir al die magdiere en die voëls van die hemel en al die diere van die veld. Maar vir homself het hy nie 'n helper as sy gelyke gevind nie. Die Here God het toe die mens in 'n diep slaap laat val. En terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vleis toegemaak. Die Here God het toe die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, omgebou tot 'n vrou en haar na die mens gebring. Toe sê die mens, hierdie een is die keer been uit my eie gebeente, vlees uit my eie vlees. Hierdie een sal vrou genoem word, want uit die man is sy geneem. Genesis 2 vertel vir ons baie duidelik dat God die vrou as die man se gelyke gemaak het. 2 keer in vers 18 en 20 staan dit om dit vir ons te beklemtoon. Dit word ondersteun deur die naam wat hy aan haar gee. In die Hebreëus sit hy net 'n vroulike uitgang agter die woord vir man. Die ou Afrikaanse vertaling het hierdie opvallende woordspeling probeer weergee met man en manin. Man en manin. Die Hebreëus dui aan dat daar net een verskil is tussen man en vrou. Die een is van 'n ander geslag as die ander. Die vrou is 'n vroulike mens. Die man is 'n manlike mens. Albei is eweveel mens. Genesis 1 vers 26 tot 28 sluit hierby aan en bevestig ook die gelykheid tussen man en vrou. Sonder onderskeid word dieselfde dinge van hulle gesê. Hulle is albei geskape as die beeld van God, as sy verteenwoordigers, om te vermeerder en te heers, om die aarde te bewoon en te bewerk. En hulle vorm saam die mens. Ons mans kan nou maklik sê, ja, maar hier staan ook dat 'n vrou 'n man se helper is. Onthou, iemand kan net help as hy of sy
iets beter kan doen as diegene wat daardie hulp nodig het. Daar is geen rede om te dink dat die helper hier onderhorige beteken nie. Om die waarheid te sê, God self word herhaaldelik Israel sy helper genoem. Verder is daar 'n aantal voorbeelde waar gelykers helpers genoem word in die Bybel, maar daar is geen voorbeeld in die Bybel waar 'n mindere 'n helper genoem word nie. Die vrou is dus die man se gelyke waarsonder hy nie kan regkom nie. Eers na die sondeval in Genesis 3 hoor ons dat die man oor die vrou sal heers. Hierdie heerskappy is straf. Heerskappy baarskap van die kant van die man funksioneer van die sonde se dae af as straf op sonde binne die man en vrou verhoudings en nie as die natuurlike stand van sake nie. Manlike baarskap is hoegenaamd nie God se oorspronklike skepingsdoel nie. Jesus het 'n finale einde aan hierdie baarskap en onderdrukking van mans teenoor vroue gebring. En so God se oorspronklike skepingsdoel herstel. Die evangelies is duidelik daaroor dat vroue deel uitgemaak het van die groter disipelkring van Jesus. Hulle is ook deur hom onderrig, iets wat nie eintlik geoorloof was in Joodse geleerdere in daardie tyd nie. In Lukas 8 vers 1 tot 3 ontmoet ons 'n aantal vroue by die naam wat deel gevorm het van hierdie groter disipelkring van Jesus. En wat ook geldelik vir hom gesorg het. Iets wat ook nie aanvaarbaar was binne die geleerdere van die Joodse geleerdes van daardie tyd nie. Jesus het vroue nie as tweede klas disipels beskou nie, maar as volwaardige deelnemers aan God se koninkryk. Gelowige vroue speel 'n sleutelrol tydens die kruisiging en opstanding van Jesus. Met name is daardie vroue wat Jesus uit Galilea gevolg het, end uit op hulle pos ook by die kruis. Hulle sien waar hy begrawe word. Hierna is hulle ook die eerste getuies van die leë graf. Maria Magdalena word juis hier bemagtig om die heel eerste draer van die boodskap van die opstanding van Jesus te wees. Sy word so deur Jesus uitgestuur as apostel vir sy apostels met die goeie nuus dat hy uit die dood opgestaan het. Vroue is later ook teenwoordig by die uitstorting van die Heilige Gees. Net soos in die geval van mans, ontvang vroue hier die Heilige Gees in volheid ter vervulling van die profetiese woorde van Joël, dat God in die laaste dae sy Gees sal uitgiet oor al sy seuns en dogters. Goeie haar vas. Binne die vroegste kerk is vroue derentyd in die kerk betrokke met kernaktiwiteite, soos onderrig, opbou en verkondiging. Priscilla gee byvoorbeeld onderrig aan 'n man, Apollos. Filippus se dogters tree as profete op en in Romeine 16 vers 1 tot 2 verneem ons ook van Phoebe, wat 'n diensknegt en weldoener van die kerk in Kengee is. Phoebe was aan die stuur van 'n huiskerk in een van Korinthe se hawedorpe, waar sy dit dienend gedoen het. Hierdie belangrike rol van vroue in die kerk gaan tot vandag toe voort, waar ons geseën word met hulle menswees, hulle unieke benadering
en leierskap. Paulus vat die posisie van vroue mooi saam wanneer hy in Galasiërs 3, vers 26 tot 28 skryf. Ons lees in die boodskap vertaling. Julle almal is nou kinders van God. Julle geloof in Christus Jesus maak julle deel van sy nuwe familie. Julle almal wat gedoop is in Christus Jesus, het deel geword van sy nuwe lewe. Julle het Christus soos nuwe klere aangetrek en julle leef nou net soos hy. In hierdie nuwe familie van God is almal gelyk. Hier maak dit nie meer saak of jy 'n Jood of 'n Griek is nie. En of jy 'n slaaf is of iemand wat losgekoop is uit slawerny nie. En of jy 'n man is of 'n vrou nie. Julle almal is nou een in Christus Jesus. Julle behoort aan hom en aan mekaar. Nou is die vraag, na hierdie kort uiteensetting in die Bybel, wat sê dit nou eintlik vir ons almal vandag op hierdie Vrouedag? Kom ons begin deur te probeer hoor wat die Here vandag vir ons of vir julle as vroue wil sê. Ek dink hy wil vir julle sê, sien julle self soos God julle sien en Jesus julle behandel het. Moenie julle self as minderwaardig beskou nie. Julle hoef vir geen man terug te staan nie. Moenie toelaat dat mans op julle trap en julle verneder nie. En gun as vroue ook vir mekaar die son. Moet ook nie vroue wat in leiersposisies kom verkleineer en hulle gesag ondermyn nie, asof net mans daardie rolle kan vervul nie. En maak julle dogters en kleindogters met dieselfde boodskap groot. Wat sê hierdie uiteensetting vanoggend vir ons as mans? Wees dankbaar vir elke vrou in ons lewens. Tot hiertoe en ook nou. Sê dat jy dankbaar is. Wys dat jy dankbaar is. Onthou, vroue is ons gelykes. Behandel hulle so. Waar ons agterkom, vroue word nie so behandel nie, waar hulle selfs verneder en mishandel word, moet ons as mans intree en help. Maak julle seuns en kleinseuns met dieselfde boodskap groot. En wat wil die Here vanoggend vir ons as gemeente sê? Wees dankbaar vir die rol van elke vrou in die gemeente. Deur die jare tot vandag toe. Wees ook dankbaar vir elke vrou op die kerkraad.
Hulle maak daar 'n reuse verskil. En werk met hulle saam. Want soos die formulier sê, hulle taak bly steeds ook ons taak. Maak elke dag 'n vrouedag. Amen. Stil dit wanneer niemand. Hoor jy die klank? Vir elke vrou wat stil bid wanneer niemand sien nie. Vir elke hart wat sterk bly staan. Here, hou haar vas in die palm van uw hand. Here, hou elke vrou naby, waar uw liefde veilig bly. Gee haar wysheid in die oggend, gee haar vrede deur die tyd. Gee haar 'n warm hart vol genade en 'n helder, sagte verstand, dat sy die ritme van haar lewe kan voel in die hand. Wanneer die dag swaar raak, wanneer die wind hard waai, laat haar onthou u loop saam met haar. U sal haar nooit verlaat. Hou haar vas, Here, hou haar vas. Deur elke storm, deur elke dag. Gee haar krag om voort te gaan. Gee haar hoop wanneer sy wag. Hou haar vas, Here, hou haar vas. Laat haar veilig by u bly. Elke vrou is kosbaar, Here. Sien haar lewe, lei haar vry. Hou haar vas, lei haar vry. Wanneer storms oor haar pad kom, laat dit uitspoel by uw voete. Laat haar hart weer ligter word, deur uw liefde en uw goedheid. Gee haar moed vir elke tree, gee haar rus wanneer sy moeg is. Laat haar lewensreis en tyd loop hand aan hand met u, Here Jesus. En as die wêreld koud voel, as haar trane stil kom val, wees u die stem wat fluister, kind, ek draai jou deur dit alles. Hou haar vas, Here, hou haar vas. Deur elke storm, deur elke dag. Gee haar krag om voort te gaan. Gee haar hoop wanneer sy wag. Hou haar vas, Here, hou haar vas. Laat haar veilig by u bly. Elke vrou is kosbaar, Here. Sien haar lewe, lei haar vry. Here, help haar om lief te bly vir u, selfs wanneer dit moeilik raak. Help haar om haar kop op te lig, wanneer die nag te lank volpraat. Van die veiligste plek vir haar hart is nie in die hande van die wêreld nie. Dit is by u, ons Skepper God, waar liefde nooit ophou nie. Wie hou haar vas? Die Here hou haar vas. Wie gee haar krag? Die Here gee
u. Wie lei haar pad, Jesus lei haar pad. Hou haar vas, Here, hou haar vas. Deur elke storm, deur elke dag. Gee haar krag om voort te gaan. Gee haar hoop wanneer sy wag. Hou haar vas, Here, hou haar vas. Laat haar veilig by u bly. Elke vrou is kosbaar, Here. Seën haar lewe, lei haar vry. Dankie vir elke vrou, elke sagte hart, elke sterk gebed, elke tree geloof. Here, hou haar vas, vandag, môre en altyd. Liewe Here, hou elke vrou asseblief in die palm van u hand. Gee ons 'n warm hart en 'n helder verstand, sodat ons die ritme van ons lewenspad kan voel en aanvaar. En wanneer die storms kom, laat ons asseblief elke keer langs die voete uitspoel. Gee ons krag om vol te hou elke dag, sodat ons die lewensreis einduit kan loop. Elke tree hand aan hand met u. En wanneer dit moeilik raak, help ons om lief te bly vir u, ons Skepper God, sodat ons almal seën kan ervaar in Suid-Afrika. Want die enigste plek waar ons altyd veilig kan wees, is by u. Dankie vir elke vrou in ons mooi land. Amen. Baie dankie Annetjie. Ons gaan nou die seënbede sing. Die 268. En ons gaan hom 2 keer sing. Die eerste keer gaan die vroue sing. Laat die Heer u seën oor ons daal. En die tweede keer gaan die manne sing. Vir die vroue. Laat die Heer u seën oor hul daal. Kom ons staan en dan sing ons dit so. Ons gaan nou die Here dien met ons liefdegawes. Onthou die Zeker-toepassing is ook beskikbaar as jy eerder daarvan gebruik wil maak.
Baie dankie diakens. Ons sluit af met Psalm 23. Lina Spies se weergawe en daarvan al 3 die verse. Want liewe susters, die Here is julle herder met alles wat dit insluit. Ja, die Here is ons almal se herder. Kom ons sing dit saam as ons slotlied en ook as ons belydenis en gebed. Liewe suster, liewe broer, liewe seun, liewe dogter, die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee.